Goeiemôre al julle wonderlike mense. Hier op die 24ste Desember en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Weet julle, as tye wanneer oue breek wil vat en as tye wanneer jy besluit om maar aan te gaan met wat jy doen. Want dit is wat jy kan doen. Jy weet? Dit is wat jy kan doen. Jy kan vir mense die waarheid vertel, jy kan die nuus uitkry daar buite uit en jy kan praat oor die dinge van vandag en van môre en van hoe sekere mense dit sien en nie sien nie. So ons gaan 'n bietjie kyk eers gou na 'n paar nuusberigte. Ek het seker so 20 nuusberiggies. So ek so vinnig kyk. Dit lyk meer na 18 nuusberiggies en dan gaan ek gou 'n boodskapie gee. Verskoon tog. Ons kyk maar vinnig hierso na die nuusberigte en wie ook al opkom, goeiemôre. Ek dink nie julle verwag 'n koffie met brood vanoggend nie, maar kom ons doen dit maar. Trump is weer baie besig gewees hierdie afgelope paar dae. Hy het vir Nigerië 2,1 biljoen US dollar gegee om HIV, polio, malaria en TB, tuberculosis. Wat sê dit in Afrikaans? Tuberculosis of soiets. TB. Te bekamp. Nou, hy gee vir Nigerië 2,1 biljoen US. Verskoon tog. Maar net twee dinge wat ons moet verstaan van hierdie berig. Miskien meer as twee dinge, maar die een ding van hierdie berig is, van hierdie skenking aan Nigerië, is wat belangrik is om te verstaan, is dat Trump sê die hele tyd, hy wil die Amerikaanse deficit, die geld wat hulle skuld aan die wêreldse fonds, wil hulle uitwis, daardie skulde wil hulle uitwis. Dit is die een ding. So vir 'n land wat wil skulde uitwis, hoe kan jy nou, goeiemôre Pierre, en die ou op die perd, nou, hy profielfoto. Vir ou wat skulde wil uitwis, hoe kan jy 2,1 biljoen rand gee vir 'n Afrika land sommer net so? Jy kan dit doen as jy verstaan dat die dollar wat hulle gee vir Afrika lande is 'n Afrika dollar. Dit het 'n ander nommer op die dollar. Daar's 'n ander nommer. Dis 'n nommer wat spesifiek vir Afrika geproduseer is. En hulle het soveel van hierdie dollars gemaak dat dit is absolutely amazing hoe fake hierdie goed is. Hierdie goed word net in Afrika gebruik, hierdie Amerikaanse sogenaamde dollar. Dollars wat jy kry in Amerika en in ander lande kry jy nie in Afrika nie. Of jy kry baie min van hulle in Afrika, maar jy kry nie so 'n groot hoeveelheid van hierdie dollars in Afrika nie. Wat is die ander rede hoekom Trump vir hulle geld gee, is omdat China het groot aandele in Nigerië. Groot aandele. So daar's 'n rede agter die rede. Veral as jy hoor dat Donald Trump het gesê hulle moet Groenland kry. Hulle moet, dit was nou gister in die nuus. Groenland is belangrik vir die Amerikaanse veiligheid. Dis sy uitdruklike woorde. En hy moet Groenland kry. Jy sien, Donald Trump is een van daai Home Alone tipe kinders. Jy weet, as hy iets wil hê, dan wil hy dit hê, en klaar. Dis Donald Trump. Dis nie al wat hy wil hê nie. Hy gaan nou 'n goue vloot bou. Wel, obviously gaan die vloot nie goud wees nie, maar hy noem dit die goue vloot, waar hy 20 tot 25 nuwe oorlogsskepe gaan bou. Waarvoor is hy bang? Rusland? China? Veral as daar berigte is in China dat hulle interkontinentale ballistiese missiele wegsteek in reislande op hierdie stadium in China. Hoekom doen hulle dit? Sodat die vyand nie weet waarvan hierdie ding afgevuur word nie. So dit is Trumpie se goed. Dis ou Trumpie se goed, né? Boonbehalwe dit, nie goeiemôre. Boonbehalwe dit het hy 29 lande se diplomate en ambassadeurs geroep, baie uit Afrika uit,
baie uit Afrika uit. 29 lande. Hulle sal hulle kantore ontruim einde Januarie. Hoekom doen hy dit? Om geld te spaar? Hulle kan mos dollars print, man. So hoekom doen hy dit? Daar's altyd 'n storie agter die storie. En ons moet wag en kyk met daai ene. Maar hy werk altyd met 'n plan, Donald Trump, altyd met 'n plan, né? Rusland het 'n formele wetlike dokument geteken wat sê dat hulle van geen plan is om die Europese Unie of NATO, die geallieerde magte, aan te val nie. Hulle het geteken, 'n tipe van 'n seremonietjie gehou om vir die wêreld te wys, hulle teken hierdie wetlike dokument dat hulle geen plan het, goeiemôre Johan, dat hulle geen plan het om hierdie lande aan te val nie. En daai dokument se ink is skaars koud. En 'n Russiese generaal Savarov, een van die Russiese generaals Savarov, is dood in 'n karbomontploffing in Moskou. Boom, boom, boom. Hulle kan jou bereik waar hulle wil. Dit is hoe dit werk in die wêreld. Hulle kan jou bereik waar hulle wil. Indien jy nie 'n goeie veiligheidssekuriteitsnetwerk het nie, dan is jy in die crosshairs. So hulle kan doen wat hulle wil. En ja, Suid-Korea doen nou 'n baie interessante ding. As jy nou 'n SIM-kaart gaan koop in Suid-Korea, dan doen hulle eers 'n gesigskrandering om scamming te voorkom. Né? Hierdie korrupsie wat hulle doen met SIM-kaarte en die goed. So as jy nou 'n SIM-kaart koop in Suid-Korea, dan word jou gesig afgeneem. Dis 'n goeie ding, goeiemôre Rudy. Dis 'n goeie ding. Jou gesig word gescan. En dis 'n baie, baie goeie ding. So hoekom kan ons dit ook nie gebruik eendag hier in Suid-Afrika nie? Ek kan vir julle sê dat ons hierso 'n selfoon gaan hê en daai selfone is besig om gebou te word. Ek ken die maatskappy wat daardie selfone bou. Nie persoonlik nie, maar ek weet van die maatskappy en ons gaan by hulle absoluut inval wanneer die tyd kom. Hulle is besig om 'n selfoon te bou wat hulle noem Internet 3.0, the next generation of internet cellphones. Hierdie selfoon is so onhackbaar. Dit werk net op wat noem hulle hierdie spesiale kode. Hoekom kan ek nou nie in die woord dink nie. Maar 'n spesiale kode, goeiemôre hulle net. Spesiale kode waarop hierdie ding werk. En net jy, as jy daai nommer verloor, as jy jou paswoord verloor, hoekom kan ek nie Afrikaans praat volgende, dan as jy in jou kanonne, jy kan nie by jou bankrekening uitkom nie, jy kan nie by jou e-mails uitkom nie, jy kan by niks uitkom nie, want net jy ken die ek nou breinvries. Net jy ken die intekenkode, die geheime kode. Net jy. Né? So as jy hom verloor, goodbye. Hulle sê ook jy moet die ding neerskrywe. En op so 'n manier bære dat jy weet waar dit is en indien jy groet dat dit in jou wil en testament is, dat waar hierdie ding gebêre word, sodat mense jou banksaake en jou foontransaksies kan bekom, ingaan en kyk wat jy het, en kyk aan wie jy wat belê. En al jou goed gaan daarop wees, jou crypto, alles. So dit is goed as waarna ons kyk. Nou ek het 'n deur na hierdie mense toe. Deur die genade van God, deur aangetroude familie, het ek 'n deur na hierdie mense toe. En ons wag en kyk. Hulle gaan einde Januarie, die beplanning is einde Januarie om hierdie tipe goed bekend te stel. En dan wil ons deel wees van dit. Absoluut. Dan wil ons inkom met 'n bang, né? Hierdie was 'n interessante ding. 'n Massiewe sinkgat het in Shropshire, Engeland, ewe skielik verskyn, oopgeval, wat ook al jy dit wil noem. 'n Massiewe sinkgat. Nou die ding van hierdie sinkgat is, hy is in 'n kanaal.
'n kanaal met water, né? 'n kanaal met water. Die Singgat het hierdie kanaal onmiddellik leeg gedreineer en die bote wat op hierdie kanaal was, die mense wat in huisbote bou, sit in die modder. En dit is daar's 'n noodtoestand daar verklaar. Kan jy imagine? Gelukkig was niemand bo die Singgat op daai stadium nie. Dit is soos jy trek 'n prop uit, dan gaan die water. Massiewe Singgat. Maar ons weet van Singgate wat oor die hele wêreld verskyn. Ons weet van in Turkye en al hierdie goed. Dis as gevolg van 'n klein bietjie skuiwing van ons as. Dinge gebeur in die wêreld, mense wat ons nie van weet nie. Ek sê nou vir julle, soveel goed gebeur. België het hulle self aangesluit by Suid-Afrika se volksmoordsaak teen Israel. Ek weet nie of dit vir hulle baie goed gaan doen nie. En Libië, 4 topmilitêre lede se straler het geval, al 4 is dood. En hulle het geval oor Turkye. Nou is die vraag natuurlik, het hulle geval of is hulle uit die lug uitgeskiet? Sal nie weet nie. Maar Libië wat onder Gaddafi se beheer was, wat so 'n absolute anarchistiese land verander het as gevolg van Hillary Clinton se moord en diefstal, is wat dit is nie 'n ander manier om dit te sê nie. Hierdie land wat probeer opstaan uit die stof uit met hulle korrupte leiers, daar is nou 4 van hulle uitgehaal. Hulle het seker nie gedoen wat die ander mense wou hê nie, né? Dis mos hoe dit werk. As jy nie doen wat ander wil hê nie, dan dis hoe dit werk. Koffie met brood. Bietjie slegte nuus. Ek gaan nou vir julle sê, maar hierdie ou se naam is Vince Zampella. Vince Zampella is 'n uitvinder van Respawn Entertainment. Ek dink julle ken daai games soos Call of Duty, julle het dit seker al gesien of Battlefield. Hy was deel van hierdie goed gewees. Hy is dood in 'n ongeluk, 55 jaar oud. Jy kan hoog vlieg en jy kan al die geld in die wêreld hê, jy weet nie wanneer jy gaan nie. Dit is net hoe dit is. Dan hierdie een sanger, Chris Rea. Ken jy hom? Ek love sy musiek. Chris Rea is dood op die ouderdom van 74 jaar oud. Dit is vir my hartseer nuus daai. Fantastiese sanger. En wanneer jy na sy musiek luister en jy het 'n wêreldvisie, 'n worldview, as jy wêreldvisie het, dan in sy musiekgedeeltes kan jy agterkom dat hy probeer wegkom van die kabaal wat die musiekindustrie bedryf. Hy probeer wegkom. En in een van sy songs, On My Way to Texas, hy sing praat ons op so 'n manier. En as jy mooi daai Texas liedjie luister, dan sê jy sien, hy probeer wegvlug. En hy vertel, in een song vertel hy ook sy vrou van hoe hy probeer wegkom. Maar ek is baie hartseer oor hierdie ou, dat hy gegaan het, ook Chris Rea. Dood op 74. Selfde ouderdom soos my pa. Kan julle dit glo? Goed. Hierso in Suid-Afrika, net 3 dingetjies om te noem. Rob Hertzhoff en sy vrou Kim is in die Jeffrey Epstein se Black Book. Hoekom is ek nie verbaas nie? Sy telefoonnommers is daarin, en hulle huis in Londen is daarin, hulle adres en al daai goed. Nou ja, dit beteken nie veel nie, né? Telefoonnommers en huisadres van Rob Hertzhoff en sy vrou in Londen. In Jeffrey Epstein se swart boek. Nie in 'n ander boek nie, in sy swart boekie. Nou hoekom is dit dan? Ons weet dat Rob Hertzhoff is die rede hoekom Julius Malema uit Zimbabwe uitgekom het en hy opgerig is om leier van die EFF te wees. En hy Britse geld ontvang het om dit te doen. Ons weet dit.
En soveel so dat Rob Hertzog nou uitpraat teen die Suid-Afrikaanse regering, so baie soos wat hy doen. Ek dink dit is maar net nog 'n scam. 'n smokescreen. Politiekery om ons besig te hou. Dis al wat dit is. Hy sê die regte goed, maar hy het die verkeerde goed gedoen van die begin af. So dit is, jy weet, as jy al twee kante van die draad sit, skeer jou broek vinnig. Assistent president of deputy president, whatever jy hom wil noem, Mashatile, beloof dat die regering sal voortgaan met grondonteeneming op groot skaal. Goeie nuus vir ons boere. Dan is dit baie duidelik dat ons as boervolk, Afrikaners, boere-Afrikaners, ons het vyande. Ons het regtig waar groot vyande. Ons het byvoorbeeld Adrian Basson en Pieter de Tooy van Nuus24. Hulle is so teen die boervolk, Julle weet nie hoe dit het nie. Hulle is so links van die regering, hierdie ouens. Hulle haat die boervolk, daai spesifieke twee ouens. Dan het jy natuurlik vir Karl Neus. Karl Neus wat nie 'n oomblik kan los om sy mond uit te spoel teenoor ons wit mense. En dan het jy natuurlik vir Bekkie Cele, wat so gelieg het oor die moorde en die goed wat plaasvind. Hy is nie wit nie, obviously not. Goeiemôre Koos. Maar hoe hy so gelieg het oor die moorde wat plaasgevind het. En dan vir diegene van julle wat nie kan onthou nie, Desember 23, gister, 40 jaar gelede, was die Amanzimtoti bomontploffing, waar 5 dood is, 3 kinders en 2 vroumense. Hulle het niks te maak gehad met die oorlog in Angola nie. Maar hulle is wreed vermoor deur ANC-kaders. Dis wat dit is. So ek herinner net vir julle daaraan. Daar is die nuusgedeelte vir hierdie koffie met brood. Paar belangrike sake, hy het gesê, as daar belangrike nuus is, dan sal ek dit bring. En as jy ook kyk na die nuus wat ek nou vandag gegee het, jy weet, ons staan stil en ons wil 'n bietjie rus en ons wil 'n bietjie feestyd hê. Of net 'n klein bietjie vakansie hê, 'n klein bietjie asemhaal, maar die wêreld staan nie stil nie. Die skelms staan nie stil nie, die korrupsie staan nie stil nie. Moorde staan nie stil nie. En was dit Hanover Park weer, 23 Desember. So 'n vrou doodgeskiet, breinkleerling vrou doodgeskiet vir R30. Dit staan nie stil nie. Die goed staan eenvoudig nie stil nie. Ons sien video's van Nigeriërs wat sê hulle is nou Suid-Afrikaners en hulle gaan nie wy nie. Maar ek het nuus vir hulle wanneer die tyd kom, Ons het nuus vir hulle. Ons hoop dat die Amerikaanse ambassade sy kantoor hier gaan oophou vir ons. Ek het gereël op hierdie stadium met meneer ambassadeur Henry McCarter dat ons 'n meeting met hierdie ouens kan hê, 'n bietjie net met hulle gesels oor wat ons planne is vorentoe. En kyk hoe val hulle in, want daar is profetiese woord aangaande dit. En dalk is dit nou die tyd vir dit om uit te speel. Net Vader sal weet en net Vader sal die deure oopmaak. Dis net hoe dit is. Vanoggend wil ek gou vir julle met julle 'n stuk deurgaan. Net gou vinnig. In die boek van Jesaja. Ons is nou in 'n Kersfeesperiode. Nou, wat het Kerse met Kersfees uit te waai? Of met hierdie feestyd uit te waai? Die enigste plek waar Kerse teenwoordig was by die krib in Bethlehem. Daar was nie goed so straatligte of moderne olielampe of daai tipe van dinge nie. Hulle het hulle tipe van olielampe gehad en hulle het kerse gehad. Dit is die enigste regte konnotasie wat ons kan hê met Kersfees uit 'n geestelike oogpunt uit. Uit 'n godsdienstige oogpunt uit het die Rooms-Katolieke Kerk een van hulle
heidense gebruike was wat ons noem Candlemas. Candlemas, wat later aan Xmas geword het, wat Kersfees geword het, in die Afrikaans. So die geestelike het jy die een konnotasie, en uit die godsdienstige het jy die heidense aanbiddery konnotasie, Candlemas. Om net jare se kerse aan te steek, en dan brand jy 'n kersie vir iemand wat dood is. Dis Candlemas. Dis waar daai ding begin het. Maar vir ons gaan dit nie daaroor nie. Jy sien, die Bybel sê nie dat Jesus Christus op die 25ste gebore was nie. Hy kon in elk geval nie die 25ste gebore gewees het nie, want dit sneeu in Israel. Dit is bitterkoud, en die skape en die skaapherders is nie buite met hulle skape nie. Die laaste keer wat hulle uitgaan met hulle skape is hierso so einde Oktober, begin November. Dis die laaste wat hulle uitgaan met hulle skape. Maar omdat die Christus eerste is in alles, luister mooi, omdat die Christus eerste is in alles, is dit redelik goed om te dink dat hy gebore was die 26ste, om en by die 26ste Maart, wat die eerste dag is van die eerste maand van die Hebreëse kalender. 26 Maart, 24, 26 Maart op ons kalender. En daarom is een van die dinge wat ons graag wil doen met 'n nuwe federale stelsel, is om ons kalender te verander na 14 maande toe. Klink rof, nee. Maar 14 maande pas baie mooi in met Vader se tyd. Baie, baie mooi. En ons sal dit nog eendag bespreek en daarna kyk. Maar in elk geval, die rede hoekom ons Christus vier, is vir wie hy is. Dit gaan nie oor die maand nie, dit gaan nie oor die datum nie. Dit gaan nie oor die feit dat die Bybel sê dat ons nie Kersfees moet hou nie, dat ons nie sy geboorte moet herdenk nie. Ons is God dank vir Jesus Christus, die woord wat vlees geword het, wie onder ons kom woon het, en vir ons gesterf het op die kruis, om eendag saam met hom vir ewig te lewe. En van die dag wat jy wedergebore is, onthou hierdie ding, van die dag wat jy wedergebore geraak het, daai was die dag van die begin van jou ewige lewe. Of dit nou hier is en of dit in die hemel is, dis dieselfde ding. Jy lewe dan alreeds vir ewig. En jy moet dit glo en jy moet dit verstaan. Nou goed, Jesaja 53 sê vir ons baie duidelik waarvoor die Christus gesterwe het. En ek wil net gou vir julle ietsie so lees, want baie mense verstaan nie hierdie gedeelte nie. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit drie grond. In ander woorde, hy het gekom uit van nêrens af nie. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. So hierdie prente wat julle sien van hierdie blonde, blou oog Jesus of goue hare Jesus, dis nie hoe hy gelyk het nie. Alraai. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg, in ander woorde soos vir 'n malaatse. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans, kyk wat gebeur. Het hy ons krankhede op hom geneem. Wat is krankhede? Siektes. En ons smarte. Wat is smarte? Dis sorge. Dis 'n ander woord daarvoor. Probleme, die dinge wat jy gaan. Die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag was, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede gebring het, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Genesing van wat? Van krankhede, van smarte, van sonde, ongeregtighede. Ons is genees
mense deur die kruis, deur die bloed, deur die liggaam, deur die offer, is ons genees van 3 goed. Krankhede. Jy hoef nie siek te wees nie. Hy het dit op hom geneem. As jy dit kan glo, en jy kan daarin loop, dan sal jy gesond word. Hy het ons sorge, ons smarte op hom geneem. Al die drama en die probleme wat jy gehad het deur die jare, met vriend en vyand, met familielede. Al jou sorge, al jou smarte, hy het daarvoor gesterf. Hy het jou genees van dit. Jy hoef nie depressief te wees nie. Jy hoef nie. Hy het jou genees van dit. Hy het dit gedra op die kruis. En dan om alles te kroon, vee hy jou sonde uit deur sy bloed. En hy bedink dit nie so ver as wat die ooste is van die weste. Hy bedink dit nie meer nie. Goeiemôre die broederik en Andrew. Hy bedink dit nie meer nie. Die Christus het nie net gesterf vir jou sonde nie. Vir jou krankhede, vir jou smarte en vir jou sonde het daar genesing gekom. Dis hoekom ons Kersfees vier. Dis hoekom ons dankie sê vir die seun van die mens, die seun van God, die woord van God. Hy wie die Messias is wat vir ons gekruisig is. Hy wie vir ons gekom het en vir ons gesterf het. Ja, en weer opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe en wie vir ons weer terugkom. Dis hoekom ons 'n geboortedag vier. Uit dankbaarheid het. Dat God vir ons so lief gehad het, dat hy sy enigste gebore seun vir ons gestuur het. Nie sodat ons kan sterwe nie, maar sodat ons die ewige lewe kan hê. En nie net die ewige lewe in die hemel nie, maar die ewige lewe op die aarde ook. Daar is niks wat jy uit God se hand uit kan ruk nie. As jy by die wedergeboorte gekom het, daar is niks. Niks in die aarde, bo die aarde, onder die aarde, in die hemele, wat jy uit God se hand uit kan ruk nie. Niks nie. Hierdie Kerstydperk, indien jy dalk alleen is, jy hoef nie depressief te wees nie. Hy het gesterf vir daai. Jy hoef nie siek te wees nie. Hy het gesterf vir daai. En jy hoef nie te dink dat jy nie die hemel gaan maak nie. Hy het gesterf vir daai. So, kom ons wees dankbaar vir dit wat hy vir ons gedoen het, né? Dis hoekom ons hierdie Kersfees vier. Dan ter afsluiting wil ek dankie sê vir almal wat vir ons ondersteun het by die Federale Alliansie hierdie afgelope jaar. Ons kan dit nie sonder julle doen nie. Daar is nie 'n manier nie, man. Ja, ons werk hard op ander terreine en ons het al baie ver gevorder, maar ons kan dit nie doen sonder julle nie. Ons kan nie losgemaak wees van goed daar buite en fokus op dit wat ons moet doen nie, as dit nie vir julle was nie. En ons sê vir julle dankie. Ek sê vir julle almal dankie vir 2025. En kom ons kyk of ons 'n oorwinning kan beleef voor einde April volgende jaar, in 2026. Dis ons venster. Kom ons kyk of die oorwinning kan kom voor daardie tyd. Dis ons venster. Mag dit so wees in Jesus naam, né? Hoekom? Want ons is vryburgers. Ons is boere. Ons is Boer-Afrikaners, Engelsmanne, Portugese, Skotte, Ire, allerhande nasies en tale in hierdie land van ons. Dis wie ons is. Maar ons is eers vryburgers. Saam met God maak eendrag mag. Saam met God maak eendrag mag. As nie 'n ander manier nie. Fantastiese geseënde dag vir julle, diegene wat ou Kersaand vier, geniet hom. Diegene wat julle dingetjies doen op die 25ste, geniet hom. Diegene wat julle dingetjies doen op 'n ander dag, geniet hom. Geniet hom. En doen wat reg is. Alles wat mooi is, alles seën.